Deur die eeue heen het sommige mense geredeneer dat God die sondeval beplan het, omdat hy dit sou wou laat gebeur, en dat dit sy bedoeling was dat die mens in sonde sou verval en daarna dood sou gaan, en so hom in die persoon van Jesus na die kruis sou lei. Per slot van rekening, hoe sou hy anders die diepte van sy liefde vir die mens so kragtig en duidelik kon tentoonstel, soos om op die kruis vir hulle te sterf? Kortom, die gedagte is dat dit vir God nodig was om die mens tot 'n val te bring. Dit is 'n aaklige en veragtelike aanname om te maak. Dit was nog nooit God se bedoeling dat of Satan of die mens in sonde sou verval nie. Die opstand van Satan en daarna die val van die mens was 'n tragedie met onmeetlike gevolge, en ons vreugde in hom sou volmaak gebly het as ons eerste ouers nie in sonde verval het nie. In hierdie week se les sal ons voortgaan om na die probleme te kyk wat deur die sondeval veroorsaak was en wat na 'n begeerte vir menslike leierskap gelei het, in teenstelling met God se leierskap. Hierdie waarhede word kragtig in die boek van Daniël onthul, waar ons sien hoe dat God reg was toe hy sy volk gewaarsku het teen wat sou gebeur het, wanneer hulle van hom sou wegdraai en liewer aardse konings sou kies. Dit is presies wat hulle gekry het, aardse konings, en sondaars wat oor sondaars baas speel. Nog nooit was dit 'n goeie kombinasie nie. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 3 Mei. Goeiedag en welkom by nog 'n week se les saam met SSL. Ons is hierdie week by les 5 vir 26 April tot 2 Mei. Die Nasies, deel 2. Ons geheeteks is in Psalm 46 vers 11. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons hierdie week se les weer kan bestudeer saam met U. Ons bid, Here, dat U woord daaruit sal openbaar, dat ons U woord sal verstaan en dat dit ons sal verander. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Weereens dankie dat U ingeskakel het. Sondag se opskrif is die heel eerste gebod. Nou die tuin van Eden was God se eerste klaskamer waar Adam en Eva oor God kon leer deur sy skepping. Ellen G. White skryf hier: die onskuldige egpaar was nie net kinders onder die vaderlike sorg van God nie, maar hulle was ook leerlinge wat van 'n alwyse Skepper onderrig ontvang het. Die verborgenhede van die sigbare heelal, die wonders van die volmaakte in kennis, was vir hulle 'n onuitputlike bron van lering en genot. Dit kom uit Patriarge en Profete van bladsy 50 tot 51. Nou in Genesis 2 vers 9 tot 17 gee God die heel eerste gebod. En die heel eerste gebod is: moenie van die boom van kennis en goed en kwaad eet nie. Nou dit is die heel eerste keer waar die woord twee gebruik word. Dit is TSWH en dit beteken om te beveel en dit dui op die belangrikheid van gehoorsaamheid aan God. Nou sekere kennis is nie goed om te weet nie. Dit is gevaarlik om sekere kennis te hê en God het dit geweet. Die lesie sê, is dit nie altyd handig om iets te ondervind of om meer te weet nie, maar nie volgens die skrif nie. God se doel was om sy volk deeglik te onderrig, om sodoende hulle 'n langdurige lyding te spaar wat deur sekere kennis veroorsaak kon word, as die mens sou kies om self te regeer, in plaas van om deur die Here regeer te word, wat dan ook later gebeur het. God weet dat sekere kennis is gevaarlik om te weet. Eeue later, toe Israel vir 'n koning gevra het die Here die gevolge vir hulle genoem. En het hy sy volk in kennis gestel dat die besluit om weg te draai van sy direkte leiding tot die einde van tyd sou duur. Soos ons verlede week geleer het Israel vir hulle 'n eie koning gekies. En God het geweet wat die gevolge daarvan gaan wees.
Hy het geweet dat die gevolge sleg sou wees. En soos wat die konings van Israel meer boos geraak het, het God selfs meer vir hulle gegee, alhoewel hulle meer wêrelds geraak het en meer wou gehad het hulle 'n regering wat deur mense beheer word gekry. Basies sondaars wat sondaars beheer. Deur die boek Daniël teen die agtergrond te benader, kan dit insiggewend wees. Die boek Daniël wys hoe die verloop van aardse koninkryke ook 'n aanklag teen Israel se ongehoorsaamheid is. Maar nie net dit nie, dit is ook teen die heidense nasies 'n aanklag. Die geskiedenis van die onderwerping het 'n nuwe klaskamer geword waar mense die verskil tussen aardse en goddelike koninkryke kon sien. Nou selfs vandag is daar sekere kennis wat beter is om nie te hê nie. En dit verduidelik waarom God sekere dinge in Eden verbied. Dis dalk 'n moeilike vraag, maar hieronder aan die lesie sê, dink na oor die tipe kennis, selfs vandag ook, wat vir ons beter sal wees om nie van bewus te wees nie. Hoe help dit ons om te verstaan wat in Eden verbied was? Laat asseblief u antwoorde in die kommentaar hieronder. Maandag se opskrif is Daniël 2 vir 28 April. Nou tydens die Babiloniese ballingskap het God deur Daniël belangrike openbarings oor die verhouding tussen sy volk en wêreldse koninkryke gegee. God se volk was nie meer selfregerend nie en het nou die gevolge van hulle keuses begin dra. Kom ons lees Daniël 2 vers 31 tot 35. U, o koning, het 'n gesig gehad. Kyk, daar was 'n groot beeld. Hierdie beeld was hoog en sy glans was buitengewoon. Dit het voor u gestaan en sy voorkoms was vreeslik. Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lendene van koper, sy bene van yster, sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei. U het gekyk totdat daar sonder toedoen van mensehande 'n klip losraak wat die beeld getref en aan sy voete van yster en van klei en dit fyn gestamp het. Toe is te gelykertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyn gestamp en dit het so skaf geword van die dorsvloere in die somer, wat die wind wegneem sodat daar geen spoor van gevind is nie. Maar die klip wat die beeld getref het 'n groot rots geword, wat die hele aarde gevul het. Hierdie was die droom wat Nebukadneser gehad het, en Daniël 2 het hier in verse 31 tot 35 die uitleg gegee. Nou die profesie leer ons dat die aardse koninkryke verganklik is, en uiteindelik deur God se ewige koninkryk vervang sal word. Aan die einde van die 19de eeu het daar groot optimisme oor menslike vordering ontstaan, soos gesien is by die Parys uitstalling van 1900s. Tegnologie en wetenskaplike vordering het hoop geskep vir 'n beter toekoms, gebaseer op die ideale van die verligting. In Wêreldoorlog 1 het vinnig hierdie optimiste verpletter. En die 20ste eeu het gesien oor hoe 200 miljoen mense in oorloë sterf. Ten spyte van die tegnologiese vordering het die mensdom nie moreel gevorder nie. Ons het gevorderde wapens, maar misleide mense, volgens Martin Luther King Jr. En in Daniël 2 sien ons hoe die metale in die beeld agteruitgaan in waarde, van goud tot silwer, tot koper, tot yster en klei, wat die agteruitgang van aardse ryke voorstel. 19de eeuse denkers soos Charles Darwin en Karl Marx het geglo in menslike opwaartse ontwikkeling, maar die realiteit toon meer chaos as vooruitgang. Jesus waarsku in Matteus 24 vers 6 tot 7, wat ek gou vir ons gaan lees, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnote wees, en
pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Nou hier waarsku Jesus oor die oorloë, die hongersnote, die pestsiektes en die aardbewings as tekens van die eindtyd. Maar ons kan bemoedig word, want God het ons vooraf gewaarsku en dit toon hy alles wat hy onder beheer het. So God het lankal geweet in Daniël se tyd dat hierdie tyd vir ons 'n moeilike tyd gaan wees. Alhoewel kennis van tegnologie en wetenskap vermeerder het die manier hoe mense regeer word verswak. En ons kan sien dat in destydse regerings, in elke land is daar probleme, daar's oorloë binnelands, en dit is as gevolg van omdat Israel daai tyd 'n koning gekies het wat aards is. Maar nou sit ons met die gevolge, en gelukkig gee God vir ons hoop. Daar is 'n beter toekoms. 'n Toekoms met 'n koning wat reg regeer, regverdig regeer, en nie vir homself wil regeer nie, maar vir ons 'n God wees. Dinsdag se opskrif is Daniël 7 vir 29 April. Nou die droom van Daniël 2 was aan 'n Babiloniese koning gegee, terwyl die visioen van Daniël 7 aan 'n Hebreëse profeet gegee is. Nou Daniël 7 bied dieselfde tema as Daniël 2, maar uit 'n ander perspektief. Nie 'n beeld nie, maar diere wat uit die see uitkom. Wind wat die see roer, simboliseer onstuimige nasionale stryd, soos ook beskryf in Psalm 56 vers 6 tot 9, Jesaja 17 vers 12 en 13 en Jeremia 4 vers 46 vers 7 tot 8. Psalm 65 vers 6 tot 9 lees: Vreeslike dinge antwoord U ons in geregtigheid, o God van ons heil, vertroue van al die eindes van die aarde en van die verste see, wat die berge grondves deur U krag, wat omgrond is met mag, wat die gebruis van die see stilmaak, die gebruis van hulle golwe en die rumoer van die volke, sodat die bewoners van die eindes vrees vir U tekens. U laat die uitgange van die môre en die aand hewel. Dan Jeremia 17 vers 12 en 13 lees: Wee die gebruis van baie volke, soos die gebruis van die see, so bruis hulle, en die gedruis van nasies, soos die gedruis van geweldige waters, so maak hulle gedruis. Nasies maak gedruis soos die gedruis van baie waters, maar hy dreig hulle, en hulle vlug ver weg en word gejaag soos kaf van die berge voor die wind en soos strooi voor die stormwind. En dan Jeremia 46 vers 7 tot 8 lees: Wie is dit wat daar opreis soos die Nyl, waarvan die waters klots soos strome. Egipte reis op soos die Nyl en sy waters klots soos strome. En hy sê: Ek sal optrek, die aarde oordek, ek wil die stad verwoes en die wat daarin woon. So in hierdie verse kan ons sien dat die Bybel duidelik wys as die gedruis van nasies baie met die gedruis van water ooreenstem. So die wind wat die see roer simboliseer onstuimige nasionaliteit, onstuimige nasionale stryd. Nou, in teenstelling met die heidense onrus, was die beloofde land 'n eiland van vrede en veiligheid, gegrond op God se regering. In Daniël 7 vers 1 tot 3, wat ek gou vir ons gaan lees: In die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel. Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die 4 winde van die hemel het die groot see in beroering gebring, en 4 groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. Hier sien ons dat Daniël sien chaotiese beweging. Diere kom uit die see na die land. Die chaos van die heidense oorlog raak nou God se volk. Omdat Israel gekies het om soos die heidene te leef, moes hulle onder heidense beheer lewe
en het hulle selfstandigheid verloor. En sedert die Babyloniese oorheersing het Israel nooit weer langdurige onafhanklikheid geniet nie. En hierdie toestand sal voortduur tot die einde van tyd, wanneer Christus sy regmatige koningskap finaal opneem. In die Nuwe Testament het God sy volk gebly lei, eers onder die Romeinse heerskappy en toe onder vervolging deur die klein horingkie, die opvolger van heidense Rome. En alhoewel sommige tydperke en nasies beter of vreedsamer was, het die geskiedenis oorheers gebly deur onderdrukking, tragedie en mislukkings. En baie heersers het aanspraak gemaak op goeie bedoelings, maar het steeds verdrukking en elende veroorsaak. God se oorspronklike plan vir sy volk was heeltemal anders: vrede, geregtigheid en regverdige regering, as hulle dit net sou aanvaar het. Romeine 3 vers 10 tot 19 sê, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie, daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hul keel is 'n oop graf, met hul tong pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en elende is in hulle paaie, en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Dit beskryf die algemene verdorwenheid van die mensdom. En in vers 19 toon dit dat ons absolute behoefte aan die evangelie het. Ons het 'n absolute behoefte om 'n koninklike priester te hê, naamlik Jesus Christus. Ons kan nie ons vertroue in mense sit nie. Ons kan oor duisende jare sien wat dit veroorsaak om mense te volg en om 'n aardse koning te hê. As Israel van die begin af gekies het om God as 'n regerder en 'n koning te hê, sou ons nie nou gesukkel het met waarmee ons nou sukkel vandag met 'n regering nie. Woensdag se opskrif is tussen land en see. In die Bybelprofesie vorm land en see 'n simbool van kontras. Land verteenwoordig dikwels stabiliteit en God se regering, byvoorbeeld Israel, terwyl see onstabiliteit en heidense nasies voorstel. Volgens Beatrice S. Neal is die land 'n plek van geordende stabiliteit en die see verwys na die onrus en bedreiging van menslike hoogmoedige nasies. In Openbaring 12 vers 15 en 16 lees ons, en die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. In Openbaring 13 vers 1 lees, en ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van godslastering. Openbaring 13 vers 11 lees, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. In hierdie verse kan ons sien dat water en aarde gebruik word om die stryd tussen Satan en God se volk aan te dui. Die draak gebruik water om die kerk of die vrou te vervolg. Water simboliseer regerings, onrus en chaos wat Satan gebruik om vervolging te dryf. Sewende dag Adventiste interpreteer Openbaring 12 vers 16 as die verhuising van vervolgde gelowiges na die nuwe wêreld of Amerika.
Openbaring 12 vers 16 lees, en die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. Amerika kan gesien word as die aarde, soortgelyk aan die beloofde land, afgesonder as 'n plek van godsdienstvryheid. Die landdier in Openbaring 13 verskyn eers soos 'n lam, wat vryheid en vrede simboliseer, maar dan praat dit soos 'n draak, soos die draak. Alhoewel Amerika nooit die nuwe Israel geword het, soos die stigters gehoop het nie, was dit 'n baken van godsdienstvryheid vir miljoene. Ongelukkig sal Amerika later soos 'n draak begin praat en self 'n godsdienstige vervolger word. Hierdie verloop van gebeure is nog 'n voorbeeld van wat gebeur wanneer die mens verkies om self te regeer, eerder as om onder God se regering te leef. Vir menigdom mense is dit so maklik om te val in die strikte van 'n magtige regering. Dit is maklik om vervolg te word wanneer dit in groot groepe gebeur. Dit is maklik om een groot groep te volg. Maar wees vandag deel van die kleiner groep, anders as die wêreld. Kies vir jou nou 'n beter regerder. Nie 'n aardse regerder nie, maar 'n koninklike hemelse regering. En dit is ons Vader en Jesus Christus. Woensdag se opskrif is profeteer weer vir die 1 Mei. Die oorblyfsel kerk het ontstaan in die nuwe wêreld, die VSA, waar godsdienstvryheidssoekers in die 17de en 18de eeu heen gevlug het. Gegee die godsdienstige en politieke struikelblokke elders, sou hierdie beweging waarskynlik nie elders so vinnig of kragtig ontstaan het nie. Openbaring 10 vers 1 tot 11 lees, en ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdal, bekleed met 'n wolk en 'n reënboog was oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur, en in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad, en hy het sy regtervoet op die see gesit en sy linkervoet op die land, en hy het met 'n groot stem uitgeroep soos 'n leeu wat brul, en toe hy uitgeroep het, het die 7 donderslae hulle stemme laat hoor. En toe die 7 donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe, maar ek het 'n stem uit die hemel vir my hoor sê, verseël wat die 7 donderslae gespreek het, en skryf dit nie op nie. En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het sy hand na die hemel opgehef, en hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het en wat daarin is, en die aarde wat daarin is, en die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Maar in die dae van die stem van die 7de engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete. En die stem wat ek uit die hemel gehoor het weer tot my gespreek en gesê, gaan, neem die geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en op die land staan. En ek het na die engel gegaan en aan hom gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem en eet dit op, en dit sal vir jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet dit op, en in my mond was dit soet soos heuning. Maar toe ek dit geëet het, het my maag bitter geword. En hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. So dit beskryf die geboorte van hierdie nuwe beweging met simbole soos die nasies, die land en die see. Die engel roep uit met 'n groot stem, soortgelyk aan die 3 engele van Openbaring 14 en die engel van Openbaring 18. Dit is 'n dringende oproep. Die geopende boekie in die engel se hand verwys waarskynlik na Daniël, wat nou vir die eerste keer na die eeue verstaan word. Daniël 12 vers 4, wat lees, en jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder.
Die Engelse voet op die see en voet op die land dui daarop dat die boodskap wêreldwyd is vir alle nasies. Die hele wêreld sal verlig word met God se heerlikheid en die finale boodskappe van Openbaring 14 sal aan almal verkondig word. Die mandaat van die oorblyfselkerk is om die evangelie in die hele wêreld te verkondig. Matteus 24 vers 14 sê, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. God bring menslike geskiedenis tot 'n glorieryke einde en stel Christus as ewige koning aan. Daniël 2 vers 34 tot 35 lees: Jy het gekyk totdat daar sonder toedoen van mensehande 'n klip losraak wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei en dit fyn gestamp het. Toe is te gelykertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyn gestamp en dit het soos kaf geword van die dorsvloere in die somer wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie. Maar die klip wat die beeld getref het, het 'n groot rots geword wat die hele aarde gevul het. Daniël 2 vers 44 tot 45 lees: Maar in die dae van die koning sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. Net soos u gesien het, dat sonder toedoen van mensehande 'n klip van die berg af losgeraak het, wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het. Die groote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur, en die droom is waar, en sy uitlegging betroubaar. Die Bybel voorspel dat alle wêreldse koninkryke uitgeroei sal word en vervang sal word deur God se ewige koninkryk, waar sonde, lyding, siektes, kwaad en dood nooit weer sal bestaan nie. Die verbasende akkuraatheid van profeseë in Daniël 2 en 7 bevestig dat ons God kan vertrou vir die vervulling van sy beloftes van 'n ewige koninkryk. Wanneer ons die profeseë in Daniël en in Openbaring bestudeer, gaan ons sien hoe akkuraat die Bybel is, dat jare voor iets gebeur het, dit so gebeur het. En daarom kan ons dan vertrou op God en hoop hê dat ons weet dat hy 'n ewige koninkryk in die toekoms klaar voorgestel het en dat ons 'n keuse het om daarin te gaan. Vrydag se les het hierso Openbaring 21 vers 1 wat sê, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. Die vuur wat die goddelose verdelg, reinig die aarde. Elke spoor van die vloek word uitgewis. Daar sal nie 'n ewig brandige hel wees om die verlostes gedurig te herinner aan die vreeslike gevolge van die sonde nie. Mevrou White skryf in die Groot Stryd op bladsy 674: Daar sal net een herinnering aan die sonde wees. Ons Verlosser sal altyd die tekens van sy kruisiging dra. Op sy hoof, aan sy sy en aan sy hande en voete is die tekens van die wrede werk van die sonde. Waar die profeet Christus in sy heerlikheid aanskou, sê hy: glans soos sonlig is daar, ligstrale aan sy sy, en daar is die omhulsel van sy krag. Die deursteekte sy waaruit die rooi stroom gevloei het, wat die mens met God versoen het. Daar is die Heiland se heerlikheid. Daar is die omhulsel van sy krag, magtig om te red deur die offer van verlossing. Daarom was hy sterk om diegene te oordeel, wat Gods genade verag het. En die tekens van sy vernedering is die tekens van sy hoogste eer. Deur die ewigheid heen sal die wonde van Golgotha sy lof en sy mag verkondig. Dan is hier 3 vrae vir bespreking, wat ek u graag mee wil nalat. Laat asseblief u kommentaar hieronder, en die les kan ook gesien word in die skrif hieronder op die link. Kom ek lees vir ons die vraag.
Aan die einde sal alle aardse prestasies, maak nie saak hoe verhewe of hoe groot, hoe vreesaanjaend of hoe glorieryk dit was nie, tot stof terugkeer, tot as verbrand en uiteindelik vir ewig verdwyn. Dit sluit ook in watter groot en glorieryke aardse dinge jy vermag het of besig is om te vermag. Waarom is dit altyd belangrik om hierdie perspektief in gedagte te hou? Hoe behoort hierdie perspektief jou te help om jou prioriteite reg te hou? Die tweede vraag sê, let versigtig op die seedier van Openbaring 13 vers 1 tot 10. Op watter maniere is hierdie dier die vanselfsprekende gevolg van die gedagtegang van Babel? Dit is duidelik die somtotaal van alle menslike nasies, vanaf Babylon dwarsdeur tot die klein horing mag. Watter kenmerke van elke koninkryk wat reg deur die tye bly voortbestaan het jy raak gesien? Op watter maniere weerspieël die wêreld nog die waardes van byvoorbeeld Babylon of Rome? En die laaste vraag, hoe behou ons as adventiste die regte balans tussen ons toewyding aan die Here en ons gehoorsaamheid aan die wette van watter nasie of regering ook al ons behoort? Wat gebeur wanneer gehoorsaamheid aan die een tot ongehoorsaamheid aan die ander een lei? Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om te weet dat ons hoef nie vir ewig op hierdie aarde te wees nie, dat U 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel gaan skep. Dankie Here dat ons kan vertrou op U belofte, dat U 'n hemelse koninkryk gaan skep, wat ons U kan aanbid en U alleen. Liewe Here, ek bid dat U ons elkeen sal seën en sal help, vir ons kennis en wysheid sal gee, om hoe om U eerste te stel, en nie aardse konings nie. Help ons Here om nie aardse dinge te aanbid nie, maar U aanbid, en vergewe ons waar ons verkeerd was. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryke seën.